Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere, hier is 'n voorsmaakie van vandag se episode. In hierdie episode van Nisboere, 'n handvol koffiesade en 'n toekomsvisie het Mpanyathi Koffie in KwaZulu-Natal aan die prut gesit. In die hart van die Tsitsikamma word pragtige proteas met passie en presisie gekweek. Corneille gesels met die outeur en motiveringsspreker Mayan Subrian. Hier's Corneille. Ons kyk vir oulaas by die Villa Palms. Angelique Skuman van die Chantalese groep vertel ons meer. Dit bly 'n voorreg om Nisboere by hierdie bestemming te verwelkom. Kom ek gaan wys julle nog 'n paar hoogtepunte van hierdie pragtige plek. Die Villa Palms bied iets vir elke gas, vanaf konferensiegeriewe en 'n lughawe pendeldiens tot tennis, muurbal en paddelbane. Hier is puikwerks en ontspanningsgeriewe. Gewilde bestemmings soos Times Square Casino en die Woodio Clubhuis is ook in die onmiddellike omgewing geleë. Elegante kamers, eg Suid-Afrikaanse gasvryheid en 'n rustige atmosfeer maak van die Villa Palms die ideale wegbreekplek in die hartjie van Pretoria Oos. Vir meer inligting oor die Villa Palms en die res van ons portefeulje, besoek sunshine-leisure.co.za. Ek sien uit daarna om die paddelbaan op die proef te stel. Voordat ons wegspring met hierdie week se kookwater Nisboere, moenie van ons groot kompetisie vergeet nie. Hier is wat jy moet doen. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Daardie JC bakkie is die perfekte prys vir die beste nisboerdery idee. Deel jyne met ons, wie weet, dalk kry jy eendag met 'n splinter nuwe bakkie hier weg. 'n Koppie boeretroos is nie te versmaai nie. Mpanyathi Koffie boer met groot sukses met die lekker lafenis. So I started coffee, I think it was 2019. I grew up in the area growing sugarcane and bananas for my dad, so I was just farming. I wanted to do something different, so I decided to venture into coffee. Everybody started macadamias, and I thought maybe I was just too late for macadamias with a golden egg. So yeah, I think the next thing was coffee, and I could learn about it. When we started, I got some seed from Beaver Creek up the road. They had some F6 Courtois varieties that we started with and some SL28. And there's a nursery just down the road from us who's got a very rare coffee. It's indigenous to Mozambique and KwaZulu-Natal called Rasmosa. I started with that in the beginning, and we germinated our own seed, ironically from our house first, and then went and found a farm which we then produced and planted on that farm. So we started with those 3 varieties, and then from there I then started searching who else grew some coffee in South Africa with different varieties, and I got a Batian variety from Kenya, a Costa Rican and Colombian variety. We started obviously with the farm growing, just employing locals from the local community. We had 1 or 2 that were with me in our farming when we started, and we just grew from there. Obviously, when we have to pick the coffee now, this time of year, we generally employ the local communities and teach them how to pick the right color, because for us, the sugar in the coffee is very important to us, picking the right colors. And not only that, when we started the cafe also, we employed local people that actually help and have been with us since the beginning, and we've learned and trained them up. I always say to some of the customers that come through on our tours that it takes like a year and you'll get a handful of some of them that will flower. But generally 2 years you will get a nice flowering, and then from there you'll get a few kgs of what we call the cherry. So it'll go green, white, beautiful white flowers. And then from there we go through to, they'll go green and to a red color that goes yellow to orange to red. And then from there we'll pulp the coffee, which basically will take the red skin off.
the coffee, and then you're left with a sticky mucilage. That's where your sugar is. We do different fermentations to get flavor. So we'll do a washed process. You get yellow honey, a red honey, and you get a natural. From there, it'll get dried. Once it's dried, we bring it to a moisture content of between 10 and 12% is where we're at. Once it's reached that, then we'll bring it then through our machines, which you'll have. We've got the huller, which will take off the husk, and then you're left with a green bean. From there, we put it over our gravitational table or density table, if you want to call it. That basically separates the quality. So any bad quality or damaged will go down on the one side of the machine, and the higher quality. The reason we do that, if I had to then sell it to a roaster or get it Q graded, we're selling them a good product. And then from there, we'll grade it. The reason we grade it too is that we separate the sizing. So you'll get a P berry against an A grade coffee, so that when we take it to our roastery and roast it, we can roast it evenly. I can't take a smaller bean and a bigger bean, and then you get dark roast and medium roast, and the inconsistency of it. So we generally will do it for that. So that's basically in a nutshell on how you get from farm to your cup of coffee in the morning. We've obviously got a few blends that we offer our customers and in our cafe here. First one is a fun blend. The idea behind the fun blend and the name came for that our baristas are able to enjoy their own coffee. Whatever they feel like doing, we put it on the board, and if you want, that's what you get. We have a Coastal Sunrise blend as well, which is for your more milk beverage coffees, for your cappuccinos and that. Then we have the Farmer's Brew, which is another one, is more of your fruitier notes, where we enjoy that for different customers. And then the fourth one is Makwava's blend, which is my Zulu name. I created my own little special blend of one coffee that I actually enjoy. And then we've got our normal house blend, can I call it, which we supply most of the cafes and restaurants in our area and community that we supply coffee to and service to, so they get their own roast and enjoy the coffee they do. Not only that, we've also, with the cafe, we diversified a bit. We supply little cookies when you get your coffee with you, your cappuccino, flat white, whatever it is, and the customers enjoyed it. So we ended up opening a little bakery and making our own biscottis and chocolate chip cookies, condensed milk cookies that they could buy and take home when they obviously enjoyed it with their coffee. And then we also make sure we do our own pies. So when you come and have a coffee and you feel like a macadamia pie, pecan nut pie, or a lemon meringue, whatever it is, cheesecakes, carrot cakes, it's all in-house. And then we also diversified, being in a macadamia banana area. Friends of ours, next door neighbors, she started doing some milk, Belgium chocolate macadamias, and she asked for us to take it over, which we did. And yeah, now it's called Simply Magnificent, and we do Belgium chocolate coated macadamia nuts, as well as Belgium chocolate coated coffee beans for customers to enjoy. Something different to the palate, but yeah, very nice and unique to what we do. Our challenges that we've had in the past, and still sometimes, is just learning about pests and diseases. We've 1 minute you're looking at a crop and you think it's fine, and next minute there's something there that we didn't know about. The other ones that have been is also, you think, I can grow the coffee, it's fine, but then fermentation is a whole different avenue where you need to learn, because that's where the coffee is done properly, to make sure that it tastes good. And then the other one is roasting. That's a whole different, you've got different roast profiles creating different flavor profiles, so those are things we've had to learn and experience to try and get a good cup out, as well as for the barista making it. He has to learn how to make it correctly, because there's actually a recipe. People don't realize that there's certain recipes and ratios that we would use to make sure it tastes nice. I think just learning, we were grateful that when we first started, I knew nothing. So I ended up, there's a good South African coffee community that we have and I'm a part of. And if it wasn't for them and the people that are on it, I wouldn't have learned a lot, because especially in coffee, had I not known about fermentation, I probably wouldn't have known. From that, learning how to roast coffee in another sense, whereas, yes, this coffee's doing this, what do I do, I've climate for roasting is completely different to in Pretoria or Johannesburg. So I think, that side of things, learning how to brew coffee in a sense of different ratios and recipes that one little bit can change a huge dynamic. So those little small fundamentals for me would be education, learn a lot more about your product to get it out there.
Net hierna, Regine Protea Farm. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Die meeste van ons ken die liquorboom, maar Antoinette weet ook waar sy medisyne lê. Kom ons gaan kuier. Die liquorboom is nou nie meer iets wat 'n mens baie sien nie. Maar ek is so geseënd om 'n liquorboom hier op Teefontein te hê. Die liquorboomblaar gebruik ons saam met die rooi vergeetwortel vir diabetes. Nou jou liquorboomblare en jou rooi vergeet is nou een van die min kruie wat ons gaan kook. As ons werk met wortels, dan kook ons die kruie. Andersins gooi ons net kookwater op. En baie belangrik om te weet, as jy ooit in die veld ingaan om wortels te grawe, moet jy klein geld saamvat. Nie 20 sente en 10 sent stukke nie, R5 en R2, want jy maak mos nou die plant seer as jy werk aan sy wortels, so jy moet hom betaal. En dan vat jy nou 5 rooi vergeetwortels, min of meer so dik soos jou wysvinger. En 5 liquorboomblare, van hierdie kleintjies 5. En as jy nou 'n liquorboom het wat groot blare het, dan vat jy nou 1 of 2, maar van hierdie kleintjies sal ek 5 vat. Nou sit jy 'n liter water in jou kastrol, jy sit hom op 'n stadige hitte. Eerste kom jou rooi vergeetwortels in. En hy kook, en dan sit jy jou liquorboomblaar in. En jy hou hom dop, en jy sal sien so na 10, 15, amper na 20 minute toe, begin hy so 'n wit skuim boop maak. Dan moet jy weet hy's reg. En as hy klaar is, dan hou jy nou die rooi vergeetwortel in die aftreksel, jy gooi net die liquorboomblare weg in die tuin, en dan het jy kruie om jou pankreas te help om sy werk reg te doen. Die passie vir Proteas het definitief begin by my oupa, Loot Fourie. Hy is iemand wat groot droom en hy glo glad nie daarin om enigiets klein te doen nie. So sy droom van die begin af vir hierdie plaas was om hoofsaaklik kings te plant. So hy het in die vroeë 90 jare die plaas gekoop en toe nou in 2002 het hulle die eerste sineroides op die plaas geplant. Die Tsitsikamma is 'n ongelooflike goeie landbouomgewing met 'n groot diversiteit van natuurlike plantgroei en die weer is gematig met 'n baie hoë reënval van bykans 1000 mm per jaar. Omdat ons grond so vlak is en met tye baie kleierig, help dit ons om die boogrond te gebruik om ridges te vorm wat dan nou help met die waterbestuur. Ons identifiseer steeds met die koning Protea. Daar is ongeveer 52 verskillende kleurvariëteite waaruit daar nou oor die jare verskillende cultivars gevorm is. Dan is ons ook trots om te sê ons het ons eie cultivar op die plaas gekweek en geregistreer wat bekend staan as die Regina, wat na my ouma vernoem is. En ook nog ietsie interessant is die woord Regina is 'n speel van die woord king, want dit beteken koningin in Latyns. Ons het 5 verskillende sineroides cultivars op die plaas, waarvan die Claire, die Madiba en die Redrex deel vorm, en dan ook 12 verskillende cultivars klein Proteas, en tussen alles bly die koning Protea maar die gunsteling. My mentor, Kemp Meiburg, sê altyd vir my, om te meet is om te weet. So wanneer dit kom by die plant van Proteas, is jou grond en jou watermonsters ongelooflik belangrik. Jy moet weet wat die samestelling van jou grond is, as ook die regstelling daarvan voordat jy Proteas plant. En dan, Proteas het 'n spesifieke grond nodig, grond met 'n lae pH wat suur is. Proteas het ook sanderige grond nodig met 'n goeie dreineringsstelsel en lae fosfate, kalk
en yster in water kan 'n probleem veroorsaak en moet definitief reg bestuur word. Daarna is akkerboubeginsels baie belangrik om te help met boordbestuur, besproeiing as ook die oes van die plant en dan gebruik ons ook mulch vir die eerste 4 jaar om te help met onkruidbeheer en dit help ook die plant om sy omgewing te domineer. My raad aan nuwe opkomende boere sou wees, moenie net inspring nie, doen goeie navorsing en kry kennis by die kenners op die produk en die gebied waarna jy belangstel en dan kwaliteit is ononderhandelbaar. Kwantiteit, hierdie bly 'n numbers game en dan volhoubare lewering. Jy moet eenvoudig deurlopend kan lewer. Net hierna, Corneille gesels met die skrywer en spreker, Mayan Subrian. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Mayan is 'n bekende gesig in die Laveld familie. Hy inspireer besighede, individue, sportspanne, skole en kerke as spreker en skrywer en 'n lewensafrigter. Mayan, ja, welkom vandag hierso. Ja, dankie. Goed om hier te wees. Ja, jy kom nou van Australië af. Jy het nou April by Laveld begin. Ek is nou regtig broers na al die jare dat ons mekaar ken. Is interessant dat jy van daai ver deel van die wêreld moet kom om ons hier in ons land te kom inspireer. Ja, nou, dis deel van ek glo dis my opdrag wat die Here vir my gegee het om mense te aanmoedig en in Suid-Afrika is altyd tuis vir my. Ek is gebore hier. Ek is 'n seun van die land en ek is hier om mense te motiveer. Ja, ek sien uit na die pad wat voor lê en ek sien die leë hoop boeke. Dis soos ek jou ken, ek sê altyd vir die mense wat werklik praat, hulle moet mos op hulle hande gesit want jy gaan 'n paar boeke hulle verkoop, maar wat my daardie opgeval het, die een wat jy gesê het, 'n boer maak 'n plan, nie te Indië nodig om verkoop. Dit was 'n lekker boek en die een wat ons vir baie mense alles geskenk gegee het, is Tomatiestraat. You know, my eerste Afrikaans boek is 'n boer maak 'n plan, maar jy het in Indië nodig om dit te verkoop en die ding is dat mense vra vir my, wat is dit dat jy verkoop? En ek sê vir hulle, ek verkoop 'n boodskap van hoop. Dat ons kan 'n onbekende toekoms in die hande van 'n bekende God vertrou. En ek het baie met die boeremense gesels omdat hulle gaan deur baie teenspoed en vervolging. So my boodskap is altyd om na hulle oë vasgenaal wees op die Here. En jy weet dat jy miskien jy het nie beheer oor baie dinge nie, maar God is in beheer en dis waar ons vertrou moet wees. Jy het ook daai tyd die leeu's toe hulle regtig die hand in eld was, want ek wil hulle nou deurtrek na Nisboere ook, maar jy het hulle gevat van toe dinge sleg gegaan het daar tot weer baie suksesvol. Dink jy dis iets wat mense kan toepas? Ja, wys. Nee, so my boodskap by die leeu's was, jy het gepraat van Tomatiestraat. En my boodskap was, julle is in moeilikheid, julle is in slegte tye, julle is in teleurgestelde tye. Ek ken daai plek. Julle Afrikaanse mense noem dit Tomatiestraat. Ja, dis ek het hard gelag omdat meeste van die jong spelers het nie geweet wat Tomatiestraat bedoel. So ek het vir hulle gesê, no, die Indiër moet vir die Afrikaans leer. Maar ook, jy was deel van die voorblad om dit te skep. En in die Tomatiestraat, die subtitel is, moenie tou opgooi nie. En jy het gesê, Mayan, kan jy asseblief 'n tou op die voorblad sit, want dit sal maak sin. So ek het die navorsing gedoen en ek het geleer dat Tomatiestraat, daai spreekwoord kom uit van die Huguenots. Toe die Huguenots in Europa was. Die rede hoekom hulle na Suid-Afrika kom is omdat hulle was vervolg. En daar was baie slegte dinge wat het gebeur. En die Tomatiestraat, meeste van die Huguenots was gehang vir hulle geloof, omdat hulle was protestante en hulle was gehang. En die rede hoekom mense noem dit Tomatiestraat is omdat hulle was gehang voor almal in die public arena. En voor hulle is gehang, mense vat die tomaties en hulle gooi hulle met die tomaties. So wat is vol in die straat? Tomaties. So dis waar jy kry daai spreekwoord. Jy is in Tomatiestraat. Dit bedoel dat jy is in groot moeilikheid. En so dis waar die Tomatiestraat kom uit van. En my boodskap by die leeu's was om vasbyt en deur te druk, om te wees in beheer van wat jy het beheer oor en nie om te bekommer wees nie om wat jy nie beheer oor. Is dit iets wat mense die les wat jy daar vir hulle geleer, iets wat mense kan deurtrek na nisboere, mense wat 'n nuwe besigheid begin miskien uit nood weer uit en nou moet dit vir hom werk. Wat se raad sê jy vir hulle gegee het? Ek dink dit is baie praktiese en dit pas in baie mooi met mense wat boere doen op die plaas om te weet dat moenie fokus op die dinge wat jy is nie in beheer oor nie. En dis wat ek het vir die leeu's gesê. Julle is uit van Super Rugby nou, slegte tye, moeilikheid, teleurgestelde tye. Maar wat kan julle doen om dit te verander? Daar's niks wat jy kan doen om dit te verander, maar jy kan fokus op die volgende wedstryd.
Ja. En doen jou beste om dit te wen en doen jou best en jy sal sien. Ek dink vir my ek is ook 'n pastoor en ek hou baie van die woord waar Jesus het gepraat van Lukas 16:10 tot 11 waar dit sê wees getrou in die min en dan ek sal vir jou meer gee. En die probleem is dat ons fokus op die meer. Alles wat ons wil kry, maar ons doen nie die beginsels is om fokus op wat jy alreeds het. Werk met jy alreeds het. So met die boeremense, ek weet, hulle gaan deur baie uitdagings. Maar hulle is nie in beheer van meeste van hulle. So die klimaat, die weer en die wet. Jy is nie in beheer oor dit nie, maar wees in beheer, fokus op wat jy is in beheer oor, om jou plaas en wat jy kan doen. So dis waar dit begin. Omdat dis so maklik om depressed te wees, om teleurgesteld te wees. En dis wat die duiwel wil. Die duiwel wil jou oor af van die kruis haal. En dis waar ek sê vir mense, fokus op wat jy kan doen, nie op wat jy kan nie doen nie. Ja, daai teks wat jy genoem het, is eintlik waar baie relevant vir Nuusboere wat jy weet, begin met min, maar ook net man, ek weet jy werk baie met sportmense en ek dink om regtig in 'n sportwêreld baie kompetitief ergens te kom, dit vat baie dissipline en harde werk, maar as jy dit kan deurtrek weer eens na boerdery, Nuusboere, wat se raad sê jy vir my daar kan gee? Jy weet, my nuutste boek is Raising Champions en CJ van der Linde, die boksstoet, die in die Wêreldbeker 2007 gewen. Hy praat van sy ervaring toe hy groot geword was op die plaas. En hy sê dit in die teenoorgestelde dat hy het soveel baie lesse geleer toe hy op die plaas was, wat hy het kon gebruik in die rugbywêreld. Vir my as 'n lewensafrigter, daar is 10 dinge wat ek fokus op om te sê dat 10 dinge wat nodig zero talent. En een van die dinge wat nodig zero talent is jou work ethic. Hoe hard werk jy? En in Suid-Afrika ons weet dat die boere werk baie hard. En dit is so maklik om as dinge nie goed gaan nie, om te sê ja, dis nie die moeite werd nie. Maar dink aan van jou hoekom. Wat is jou hoekom? Hoekom is jy wakker in die oggend? Hoekom doen jy wat jy doen? En vir my passie is oor die Here. Om te sê dankie Here. Jy het so groot prys vir my betaal vanaf die kruis. En jy het jou lewe gegee. En dis hoe ek tot bekering gekom het. Toe ek geleer het, daar was 'n God wat vir my soveel liefde gehad het, dat hy het op die kruis gesterf het. Dat omdat die Here vir my soveel gedoen het, ek moet vir hom my hele lewe gee. En ek weet ook om te boer, dis geestelik. Baie dankie. Ek weet ons nou tyd, maar ek sal eindig met daai stukkie wat ek nou eendag van een van julle gehoor het, wie gepraat het van die patties en jy gesê het opmaaklik op hierdie oomblik net patties, ek gaan dit so goed as moontlik doen en dit gaan my voorbeeld wees en as jy kyk waantoe lei dinge en waar is jy nou en ek wil jy gaan nog 'n groot impak in ons laat maak. So baie dankie wat jy vir al die bemoediging wat jy so in die platteland doen by die boere, by die skole en is lekker om met jou as 'n vernoot te hê. Ja, dankie. Groete is volgende week en onthou asseblief om julle nusplanne vir ons in te stuur. Al die besonderhede van die kompetisie verskyn op ons webblad. En onthou om ons land se nuusboere te ondersteun. Hier sal jy boer. Volgende week in Nuusboere. Vilmage maak fynprovers fopkaas met kasjoenete. En leer saam met Antoinette Pinaar meer oor Karoo kruie. Moet dit nie misloop nie. Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.